Ja, hierdie dominee praat so 'n bietjie anderster as die ander een wat so loop en geld vra. Die dingetjies van hierdie wêreld is 'n gejaag na wind. En dit kom tot niks. Die Engels sê vanity. It's all vanity. A life lived for thyself is a worthless life. It means nothing. But a life surrendered to God is a life so much worth mentioning that he says, I will write your name in the book of my son. Who says that, I wonder? Maybe the one that made you? Will you not honor him and love him and worship him and adore him? So kom ons gee die God van Abraham, Isak en Israel 'n lofoffer. En ek gaan die shofar blaas, sommer om vas te maak wat al reeds gesaai is hier en wat nog gesaai gaan word, dat hier 'n sieleoes kan inkom, want ek is maar 'n bietjie moeg van hierdie halfhartige, slapgattige, lou geit. Ja, hierdie dominee praat so 'n bietjie anderster as die ander een wat so loop en geld vra. Eina, ek soek nie jou geld nie. My pappa sorg vir my. Ja, Johan, maar jy lyk so al windgat. Ja, ek is. Sy windgat lyk die van my pappa. Moet ek nou skam kry omdat hy my pa is? You ain't gonna see that happen. Not in this life. Because I don't live anymore, but Christ Jesus lives through me now. For me to live, it is Christ. But for me to die, oh, that was gain already. Because maak hom vas. Maar ek gaan net vir so vra, want daar is so 'n mooi naam. Want is toch so 'n bespiegeling nie buite. En dan sê hulle, nee, maar sy naam is Joshua. En sy naam is Jehoshua. En jy moet nou sê Yahweh. En jy moet nou sê... Ja, soor, wie sê so? Jy? Kom ek wys jou gou, wat sê die wêreld? Wie se naam word in Hollywood gelaster? Ja, so. Word Mohammed in Hollywood gelaster, want as jy 'n moslim se profeet laster, nee, dan wil hy jou vrek maak. Maar as hulle my Jesus, which is the way, the truth and the life, se naam laster, dan offend dit jou nie. Dit pla jou nie. Ek vra weer, wie se naam word gelaster in Hollywood? Want Satan is die pimp van Hollywood. Nou as Satan die pimp van Hollywood is, wat ons definitief nie hoef te bespiegel nie, want dit is 'n hoernes, gemors. Daar kom niks goeds uit Hollywood uit nie, man. En onthou Jakobus 4:17 sê, vir hom wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So as jy sit in Hollywood flieks, kyk op Netflix, as jy met niks goeds besig nie, sorry wel. Ja, hierdie dominee het bietjie kom pak uitdeel, omdat hy vir julle lief is, en vir julle omgee. En ek sê agter jou geld of jou guns aan nie, ek sê agter jou siel aan. Wys is die man, wys is die vrou, wat siele wen. Ek skree nie op jou nie, ek skree vir jou. Ek is nie aggressief nie, ek is passievol. Don't confuse the two. Ek is nie soos hierdie ander ouens wat, en nou offense rooi as 'n ou moet lag. Maar as dit gaan oor 'n siel, is dit nie 'n grap nie, my oom. Jou ewige lewe hang aan die balans. En ek moet hier staan en jokes crack. Waar lees ons dat Jesus dit gedoen het? Hoe het nou maar eers 'n grappie gemaak voor hy die man genees het? Waar? Nee. Ons sien wel God lag wanneer hy die heersers van hierdie wêreld antwoord in sy toorn. God lag. Want hulle dink mos hulle gaan oorlog maak teen God en hom wen. Hulle dink mos hulle is gode self. Ja, hierdie Illuminaties en hierdie vrymesselaars. Hoekom het Jesus gesê die bouers
Wat is 'n vrymetselaar? What is a mason? Is dit nie 'n bouer nie? Dit gaan die bouers wat die hoeksteen verwerp het. Jy sien, dit is nie 'n onlangse ding nie. Hierdie ding kom al millennia's. En hy het reeds gekom om die grootste religie op aarde te kom aanwyl, naamlik satanisme. Want vrymetselary in the highest degrees, soos Albert Pike tereg self gesê het, yes, we do recognize Adonai as God, but we worship Satan. Yes. Ek gaan aftel op 1, 2, 3, en dan gaan ons bietjie saam skree, die wat wil. Want please, make yourself involved in this. Dan wil ek hy naam hoor. Come on. Ek wil hy naam hoor. Ek het nie eintlik 'n woord vandag nie, ek het trane, man. Ek het trane oor die divisie waar daar onder sodanige Christene is, want die naam Christen beteken nie buite niks meer nie. Dis so. Dis so. Ek is nie 'n Christen nie, man. Weet jy wat, ek is 'n kind van God, nie 'n Hans Lam nie. Come on. Nie 'n aangeneemde kind, ek is 'n kind van God, Come on. nie 'n Christen nie. Amen. En dit beteken niks meer vandag. Christen beteken Christ-like. Is dit? So lewe jy soos Jesus. Come on. Ja, Johan, jy weet, ons is almal net mense. Ons is niemand is volmaak nie. Ons almal maak foute. Enough. As jy foute maak, hou daarmee op. Come on. Huh? Sê dit. Wil jy ander foutjies maak? Ek's net 'n mens. Nou wat wil jy wees? Wil jy God wees? Posisie teiken. Not available. Oh. He shares his glory with nobody. Ja. Ja, maar ek het my hartjie vir Jesus gegee. Waar lees jy dit? Ek lees, God haal die hart van klip uit. Hier's hy. Wat doen 'n hart van klip? Hy breek, sal wat hy doen. Hy breek en hy verwoes, hy kan nie lief hê nie. Hy het net die wêreldse dinge lief. Hy het nie God lief nie. Psalm 8. U het die God weinig, u het die mens weinig minder as 'n goddelike wese geskape. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. Dis wie hy is, mens. Jy nie tevrede daarmee nie. Weet jy hoekom as jy nie tevrede met jou lewe nie, want jy lewe nie jou skepingsdoel uit nie. Huh? Wat is jou skepingsdoel? Ekskuus mense, hierdie earpiece bly uitgang. Jou skepingsdoel is om te heers. I've created man to rule and reign in the domain of earth. Heers jy? Of heers hierdie wêreld oor jou? Come on. Hy het oor my geheers, ou boeta. 10 jaar drank verkoop. Vir jare verslaaf aan porn. Vrees. Slaaf van vrees. Rasis. Weet julle, rasisme is gewortel in vrees. Jy's bang vir hy swart man, dis hoekom jy hom haat. En as jy daai swart man haat, sê ek jou, jy's op pad hel toe. As daai swart man jou haat, is julle al twee op pad hel toe. Wow, nou het hy weer die helwoord gesê. Ja, my Jesus het meer oor die hel gepreek as oor die hemel. Reeds om die erns van die saak deur te bring by jou mens. Dat die hel is 'n werklikheid. Ons het tronke in hierdie land. Ek dink hier in Pretoria sentraal. My pa se halfbroer was hier toegesluit. Die galg was mos hier. Dat Hendrik ons altyd vertel van hoe die manne daar gewag het vir die galg. So as ons as mense kriminele in die tronk wil gooi, raai wat ons daai tyd maak opgetel. Made in the image of God. Maar as dit by God kom, dan sê nee, God wil niemand in die hel gooi nie. Hy is 'n God van liefde. Because he's a loving God. He's also a righteous Come God. on. And my God, which I follow, serve and worship, his foundation is on righteousness. Yes. Praise him for that. Worship him for that.
Want as iemand jou geliefde vermoor, wil jy nie geregtigheid sien 7 uur nie. Of hoe gaan jy voel as die magistraat sê, ag, ek voel goed vandag. Ek gaan maar die moordenaar vryspreek, laat hy maar loop vandag. Nee, sonde moet gestraf word om hom te bevestig as 'n regverdige God. Come on. Maklike wiskunde, hoor. Easy mathematics. Werk dit maar vir jouself dan uit, soos die apostel self sê, work out your own salvation with fear and trembling. Ja, ek is lief vir my God, maar ek vrees hom ook, hoor. Ek vrees hom, want ek het al gesien hoe hy dinge kan uitsort, as ek net bietjie uit sy pad uitkom, want ons wil mos sy werk doen. Nee, hy sê die wraak kom my toe. Die wat? Die wraak. Kan God wraak neem? Hy sê dan so. Maar ek het dit met my eie oë gesien, en nou pel as jy dit eers met jou eie oë gesien het, dan verander het bietjie jou siening oor God. Soos 'n man my hierdie week sê, nee Johan, ek sien klaar waar gaan die gesprek heen. Want jy het so bietjie discernment. Want is die groot probleem vandag, mense, pas op, do not be deceived. Ons lewe in deception. Jy sê, ja, masjiene gaan my nie regeer nie, wat hou vas jy daar in jou hand? Masjien regeer jou al onkel. Is dit nie 'n masjien daai nie? Kyk ons nie porn op hom nie. Skinder ons nie op hom nie. Waar is die pyle vandag? Dis daai ding. Hy skiet 'n pyl dwars oor die oseaan, binne 'n ander man se hart in met jou afbrekende woorde. As jy nie kan stig nie, hoekom onstig jy? Miskien omdat jou eie hart onstig is, vuil is, bietjie gewas kom in die bloed van die lam, man. Mense, ek het 'n harde woord vanmôre, ek weet. But bear with me, the good news is coming. Come on. Ek preek die evangelie van die koninkryk. Nie my opinie nie. Hier is goeie nuus aan hierdie boodskap. Hou vas. Moenie nou aanstoot neem en wegstap nie. God het vir die ryk man gesê, gaan, verkoop alles, gee dit vir die armes, dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Hoor hoe bemoedig God hom. Hy sê, kom dan hier en volg my. En die ryk jong man neem aanstoot en hy loop weg van God af. Ons sien nie God loop agter sy agtersteewe aan nie, hoor. Jesus is not nice. He's holy. He's just and he's gentle, but not nice. Jy het met God te doen hier. Nie met jou chommie nie, nie met die ou baas of die ou kerel of die ou toppie daarbo nie. God is nie 'n mens nie. Hy het wel 'n sak vleis kom aantrek, maar hy is nie 'n mens nie. Hy sê vir my, ja, God het nie 'n probleem met tattoos nie. Want hy is natuurlik vol van die goed ook. Hy's ver ouer as ek. Wit grys, hy moet 'n voorbeeld vir my wees. Hy moet vir my leiding gee, maar eerder is hy 'n misleier en 'n struikelblok vir hordes kinders, want hy gee hom nog self uit as 'n pastoor ook. God kyk na die hart, I get it. Maar jy verstaan nie die konnektasie van tattoos nie. As jy hierdie ding kry, dan bloei jy. Is ek reg? Lieg ek? Kom ons praat die waarheid. Nou, hoekom het die Baalpriesters hulle self gesny toe Elia vir hulle sê, ag, roep tog harder, lyk my julle God slaap. Hoekom het hulle gesny? Die Bybel sê hulle het hulle stukkend gekerwe, hulle het die bloed spuit. Jy sien nie die belangrikheid van bloed in die geestesdimensie. Blood out means demons in. Yo. They cut themselves so they could get more demonic power. Maar ha. It was to no show. Because when Elijah came on the scene with the spirit
of the Lord upon him. Old Testament, Spirit upon. New Testament, Spirit within. Ja! Nie net die altaar word verbrand nie, maar sommer die water en alles daar rondom die vuur val. Yes! Dis die ware bewys dat jy met God loop, man, is dat daar's vuur op jou lewe. Jy hoef dit eers vir mense te sê nie, hulle sal dit sien. Come on. Paulus het gesê, dat wanneer die heidene na julle kyk, en hulle julle heilige lewenswandel aanskou, dan sal dit hulle lewens verander. Het jy gehoor Paulus sê preek? Nee, hy het gesê wanneer hulle net na julle kyk, dan moet hulle sommer jaloers raak op wat jy het. Want wat het jy? Het jy al vuur gesien in sy volheid? Daai ding kan nie versadig word nie, hoe meer jy hom gee, hoe meer brand hy. Is God not a consuming fire? Halleluja! Ek vra julle, asseblief, op die telling van 3, roep uit, na die een wat daar sit aan die regterhand van sy Vader, want hy is jou middelaar. Hy is jou Melchisedek. Hy is jou substitute. Jy moet vandag die koninkryk boodskap hoor, sodat jy kan sien hoe ver jy ontbreek van sy heerlikheid, sodat jy kan besef, jy het hulp nodig in hierdie situasie, want daai gaping kan geen mens oorbrug nie. Net God. En hy het dit klaar gedoen, want toe hy daar sterf, en sy gees gee, niemand het sy lewe van hom gevat nie, hy het sy lewe neergelê, het hy gesê, dit is volbring. That is my Jesus, whom I follow, worship, adore, and love. Come on! I got saved by the name of Jesus. Now you want to tell me that is not his name? How did I get saved? My life testifies of it. 6 jaar agter my, ek haat drank, ek haat pornografie, ek haat dagga, en ek het hy goed gerol en gezol en gedrink, alles gedoen. Steroids, you name it. I claimed it. 2014 skiet ek 'n 17-jarige swart kind dood met 'n halgeweer in sy rug. Die gemors wat ek was. En dank God ek is gewas in die bloed van sy seun. Come on! Moenie, do not be deceived. No idol worshippers, no homosexuals, no liars, no thieves, no idolaters, no workers of unrighteousness will inherit the kingdom of God. But we've been washed, we've been cleansed, we've been given the gold medal. Want jy het nie die goue medalje behaal nie. God het dit gedoen, tetelestai, it is finished. That was a victory cry, by the way. When he said it is finished, it's like, ek het gewen! En daarom kan jy, en jy, en jy, en jy, en jy, en julle almal meer as oorwinnaars wees, deur hom!